Goeiemôre, good morning. Ja, dit is donderdag. Baie welkom by ons vanoggend. Ons het 'n propvol program vol lekker geselskap vir julle vandag. Ja, en dit is nogal moeilik om iets uit te sonder, nê? Ek weet nie van jou nie, maar Ja. ek sien gewoonlik uit na die hele program wat voorlê. Ja, daar is ietsie van anders, daar ietsie van alles. Daar's musiek. Ons gesels oor 'n nuwe tendens waaroor ouers nogal redelik moet op die uitkyk wees. So ek dink daar's baie om na uit te sien. Vertel ons presies wat gaan gebeur. Ek gaan vir jou presies vertel, Raas. Ons gesels met Sean Leach en vind uit hoe hy 2600 km op sy bergfiets vir Hope on Two Wheels aanpak. Een van Suid-Afrika se top jong skaatsplankryers, Marcy Rodriguez, gesels oor sy ongelooflike prestasies. Ons fokus op Wêreld Down Syndroom Dag en gesels met Club 21 Learning Centre. Dit is natuurlik toekenningsseisoen en Lorraine Olivier en Michelle Howell deel die mooiste rooi tapijt tendense. Ons gesels ook oor die kragtige tweespel dubbelspel en dan sluit ons ook af met nuwe musiek van Pieter Marcato en Christian Paartman. Sjoe, ons het bietjie van Propvol alles. spyskaart, ek sê vir jou. Ons het ontwerpers, ons het musikante, ons het alles. Dis 'n lekker donderdagoggend. Wat is die oggendpraatjie waarmee jy wil begin, Elsa? Kyk, jy is net gereed om gevoer te word met deur in die huis inligting. te val. Ja, ek wil net so 'n bietjie hierdie kant toe staan. Daar is tans 'n baie gevaarlike nuwe gieraas. Ek meen op die einde van die dag, jy het nou verwys na die feit dat ouers bewus moet wees daarvan. Nou dit is onder leerlinge wat die ronde op sosiale media doen en dit is ook iets wat ouers en onderwysers glo as baie ernstig moet beskou. So ons hoop die ore is gespits. Die sogenaamde chaff-neiging behels dat kinders die chemikalieë uit 'n brandblusser inasem. Nou nooddienste in Johannesburg het nou 'n waarskuwing uitgereik nadat video's van leerlinge wat dit doen begin sirkuleer het. Volgens hulle kan die inaseming van hierdie poeiers en ook gasse ernstige gesondheidsprobleme soos longontsteking, epileptiese aanvalle en in uiterste gevalle selfs die dood veroorsaak. Dis natuurlik baie kommerwekkend want iets wat eintlik ontwerp is om lewens te red, word nou op 'n gevaarlike manier gebruik. Weet jy, ek is nou nog nie 'n ouer nie, nê? So jy gaan nou vir ons 'n bietjie meer kan vertel van hoe jy daaroor voel, maar ek dink net dis vir my altyd baie sleg wanneer 'n mens hoor dat kinders met hierdie idees vorendag kom en verstaan dat hulle dan ander uitdaag om dieselfde te doen. Dit is vir my baie kommerwekkend, want hoe het hulle uitgevind dat as jy hierdie nou inasem, dat dit een of ander effek op jou gaan hê? En hulle is glad nie bewus van al die gevare wat dit inhou nie, né? Dit is my eerste punt. Ja. My tweede punt is, 'n brandblusser is nodig om 'n brand te blus. Nou is daar niks meer van daai poeier in die brandblusser nie, want die kinders het nou daarmee gaan speel en nou how are you going to put the fire out because there's no fire powder left in the fire extinguisher. Dit is vir my net the things that kids of today are getting up to. It's as a parent, it does make me very concerned. Want hulle volg wat hulle maatjies doen and peer pressure is a real thing, especially for teenagers. So I'm just so concerned and very wary of raising my kids in the way where they can say, listen, this is not right. I am not going to do that without me being there over their shoulder and helicopter parenting, dat hulle vir hulle self daai besluit kan neem en sê, hierdie is mos nou stupid en gevaarlik. Ek gaan dit nie doen nie. Ja, ek dink terug aan toe ek op skool was en ek dink, jy weet, 'n mens het soms met stoute kinders ook te doen gekry wat daai brandblussers gebruik het en dan as jy weer sien dan is daar net poeier op die vloer, maar nooit was dit 'n geval van kom ons asem dit in of daai soort van dinge. Dit voel vir my dit raak net erger, jy weet, na aanleiding van hierdie neigings wat kop uitsteek. En ek dink wanneer mense spesifiek fokus op skole ook, is dit waarskynlik baie moeilik vir onderwysers om ook heeltyd 'n oogie te hou. Exactly. And I think it's just what you were saying, it is just escalating. It's like they just want to do more and more and more. Ek weet nie of jy bewus is van dit was so 2 of 3 jaar terug, maar daar was 'n TikTok trend waar mense
ek dink, almost like the whipped cream, like whippets, they used to call it or whatever, and then they would inhale that. There were so many cases of kids, it was huge in the States, where kids actually were hospitalized because of this. And I don't think what they understand, like I said earlier, there's no consideration of the practical implications of that. You can get fined a lot of money if you let a fire extinguisher go off when there's no fire. Maar hier's nou my vraag aan jou, want ek meen ons kom altyd terug na iets so sosiale media toe. Ja. Ek dink dit vererger hierdie probleme in vandag se tyd as gevolg van die feit dat kinders soveel toegang het tot, jy weet, 'n platform soos TikTok byvoorbeeld. Ja. Of as ek nou hierdie doen en ek doen dit nou die beste, gaan ek famous word want my video gaan viral gaan. I just feel like the fact that that is what kids these days are striving to do as something to aim for, it's very, very scary. Ons volgende storie het met kuns te doen. Die stad Johannesburg het 50 miljoen rand op sy gesit om die Johannesburg Art Gallery op te knap, maar amper die helfte hiervan, 23,6 miljoen, gaan na die verskywing van kunswerke na tydelike plekke. Dit gebeur dan nou terwyl die galery herstel word, moet die kuns op ander plekke gesit word, soos Museum Africa en ander geboue. Nou, hier is waar die probleem lê. Die kenners en organisasies sê hierdie plekke is dalk nie veilig of geskik genoeg vir die bære van hierdie kunswerk nie. Daar is bekommernisse oor sekuriteit, temperatuurbeheer en selfs waterlekke. Die skuif van die kunswerke is ook nog nie finaal goedgekeur nie en sommige sê dat dit 'n risiko vir baie waardevolle kunswerke kan wees. Intussen wag duisende kunswerke nog in die galery vir die opknapping om te begin. Elsa, was jy al by die Joburg Art Gallery? Nee, ek was nie, maar ek moet vir jou sê dit is definitief, dit was nog altyd op my lysie om die galery te gaan besoek. So dit is vir my baie hartseer. Laat ek vir jou sê, ek was een dag daar, dit was jare terug, ek dink ek en Chris was nog eers getroud nie, ons het sy ouers soontoe gevat, en die kuns wat in hierdie museum of galery is, daar is, like, if you think of famous artists, there's at least one artwork from a famous artwork, and original, and we've got that here in Johannesburg, and the gallery was beautiful, so nicely laid out, rarig mooi. So, ek wil nou nie sê wat die kunswerke daar is nie, net in case mense sê, okay, terwyl hulle nou hierdie by 'n ander plek gaan huisves, kom ons kyk of hulle dit kan beskerm, but it's just incredible that we've got this caliber of art in a museum in Joburg. So I'm hoping that now with the renovation and with the storing of this art in other places, that the art is still going to be preserved in the state and in the condition that it is now. Ek stem heeltemal saam met jou. Ek dink dit is baie belangrik ook, jy weet, ek was so rukkie terug vir die eerste keer by die Pretoria se Kunsmuseum. En dit was vir my so 'n belewenis gewees en is so verskriklik mooi daar. So mense sou werklik hoop dat hierdie kunswerke bewaar word en nie net dit nie, maar dat die gebou self ook beter in stand gehou word, verstaan? Want ek meen Johannesburg was al gereeld in die nuus wat daai kwessie ook betref. Ja. So wat sê jy, gaan ons so 'n bietjie gaan inkopies doen en gaan kyk na kunswerke? Weet jy, if they could do it at the Louvre, they can do it at the Joburg Art Gallery. Bly net waar jy is, ons gesels nou weer verder. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, good morning, ons sien julle nou. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories.
Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jou laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Welkom terug. Jy kyk goeiemôre, good morning. Nou Ras, ek het nog 'n interessante storie. Daar word berig dat lede van die vakbond NEHAWU verlede week donderdag by die Dr. Harry City Hospitaal in Appington betoog het. Nou die betoging was klaarblyklik om die vakbond se misnoë met die Noord-Kaapse Gesondheidsdepartement te takel. Die streeksekretaris van NEHAWU in die ZF Mkawo distrik, Colin Mukwa, sê dat die departement al van verlede jaar af beloftes maak oor meer aanstellings in die gesondheidsdienste, maar dat dit bloot leë beloftes was wat tot nou toe nie gerealiseer het nie. Mukwa sê dat die lede van die vakbond wat personeel van die hospitaal is, oorwerk is en dat alhoewel hulle werk wil doen en die gemeenskap wil help, hulle dit nie kan doen terwyl hulle so min personeel is en die toerusting nie werk soos wat dit moet nie. Is uiters tragies. Ja. Goed, Mukwa kla dat behalwe vir die tekort aan personeel by gesondheidsgeriewe in die provinsie, is daar ook nie 'n voldoende hoeveelheid personeel wat na die instandhouding van die geriewe omsien nie. Die premier van die Noord-Kaap, Dr. Zamani Sul, het na bewering ook 'n paar dae gelede sy opinie gelewer oor hoe vuil die hospitale in die Noord-Kaap is, maar tog sê Mukwa word basiese personeel soos skoonmakers nie in diens geneem nie. Dit is nie die eerste keer wat die Noord-Kaap in die nuus is nie, daar is oor die algemeen 'n baie groot krisis wat dienslewering betref. Ja. Dit is my interessant dat Dr. Zamani Sul van hom laat hoor het. Jy weet in die verband met in die verlede was hy nogal redelik stil gewees oor sommige kwessies. Maar hy kan nie regtig net kla nie. Jy kan kla en kla en kla Ja. totdat jy iets doen daaroor, kan jy regtig nie. It's like when people don't vote. Ja. It's like you can complain, but what are you going to do about it? Presies, en jy weet wat Raas, ek dink wat vir my uitstaan hier is gesondheidsdienste, gesondheidsgeriewe, hoe ook al 'n mens daarna wil verwys. Ek dink dit is, om die waarheid te sê, mag ek maar die woord onaanvaarbaar gebruik. Ja, jy mag. Want die ding gaan ook oor, as ek in 'n hospitaal is ek daar om beter te word, of ek is daar om aan te sterk na 'n operasie, dalk het ek gekraam, dalk het ek 'n gebreekte been, wat ook al dit is. As ek in daai fasiliteit is en dit is vuil, of daar's niemand om na my om te sien nie, daar's niemand wat vir my kos bring nie, want die verpleegsters en die personeel is moeg, hulle is oorwerk, en jy weet, daar is
amper hierdie stereotype oor verpleegers in hospitale wat regtig net hulle werk wil doen en there's no sense of like a bedside manner and there's no sense of let me check in on the patient. I'm not saying that that's the case, I'm saying that is a stereotype. Ja. Maar mens moet ook in gedagte in ag neem dat hierdie mense is moeg. They are tired. My ma was 'n verpleegster in 'n publieke hospitaal vir 25 jaar. En ek weet hoe hard sy gewerk het, maar ek weet al was sy hoe moeg, die pasiënt en die sorg van hierdie pasiënt is haar eerste prioriteit en sal wees totdat sy ophou verpleegster is. En ek dink 'n mens kan vir ure gesels oor die toestand van staatshospitale veral in Suid-Afrika, maar net om terug te kom na die personeel toe ook, jy weet, jy lig nou 'n baie belangrike punt uit. Ek meen, wanneer dit kom by 'n verpleegster of selfs dokters, wil ek sê, enige iemand wat met pasiënte werk, wat oorwerk is as gevolg van die feit dat daar te min mense is. Ek dink dit is waar iets soos nalatigheid ook kan inglip, as gevolg van die feit dat hulle moeg is, en ek dink net daar nie noodwendig die kapasiteit is om alles te kan hanteer nie. Yeah, I'm glad as well that the story highlighted the fact that they need basic services, like cleaners, and cleaners are not being hired, or there's no budget, or whatever the reasons are, not to have cleaners or enough cleaners in a hospital, that is like a breeding ground for disease. Nou as jy in 'n hospitaal, dan word jy sieker omdat jy een of ander virus daar opgetel het of weer meer siek geword het daar. So it's just, en ek dink soos wat jy gesê het, die Noord-Kaap vir my is die provinsie wat altyd aan die korse end trek. And I can't imagine what the people of this region must go through, especially those that need to be using public services and public healthcare. Absoluut, en ek dink dit is presies dit. 'n Mens sien gereeld, jy weet, video's op sosiale media waar dit onder die mense se aandag gebring word, maar die feit dat daar niks daaraan gedoen word nie, of dat daar gesloer word om iets daaraan te doen. Hospitale, dink ek, is een van die plekke wat die skoonste moet wees, jy weet, wat higiëne nou betref, dit is die plek waar dit nie vuil kan wees nie. So, ek stem saam met jou om terug te kom by Zamani Sul, soos wat jy sê, dit help nie, ons hoor net geluide, maar daar word niks daaraan gedoen nie. So, mense sou hoop dat daar ingetree word. Ek dink die vraag is hier, wat is die oplossing? Ja. Dit is nie vir ons om daai oplossing te kry nie. Ek is nie in die regering nie. Ek is nie in plaaslike I'm not in local government. I'm not the person that is responsible for that. I'm not on a committee or whatever. Maar ek betaal my belasting, so that should be enough to make sure that all the regions of the country are well taken care of. En dit is nie. Maar ek weet nie wat die oplossing is nie, because I'm not a politician. Ja. My vraag is ook, word daar gereeld inspeksies gedoen? Ja. Jy weet, om te gaan kyk wat die stand van sake is by die verskillende hospitale. Ek Maar weet nie. jy kan inspeksie doen tot jy blou in die gesig is. If you are inspecting stuff and stuff is not being addressed, so ons sê, okay, cool, die vloere is vuil, dit moet gebeur, en dan gebeur dit steeds nie, then you can inspect, but if there's no outcome, wat dan? Ons het nie eers by die toerusting uitgekom nie, maar ja, soos ek sê, ons sal nog vir ure kan gesels. Intussen kan jy maar bly waar jy is, want ons gesels net hierna met 'n man oor sy fiets en sy droom om lewens te verander. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Live in the moment, not in the worry.
with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Hierdie Saterdag, die 21ste Maart, pak Sean Leach 'n ongelooflike uitdaging aan. Hy gaan omtrent 2600 km op 'n bergfiets aflê van Beitbrug tot by Blouberg en dit alles vir 'n baie spesiale saak, om fondse in te samel vir Paws Haven Animal Shelter. Die projek staan ook bekend as Hope on Two Wheels en dit gaan nie net oor kilometers nie, maar oor hoop. Sean, goeiemôre, good morning en hartlik welkom aan jou. Goeiemôre, dankie dat julle my genooi het. Goed, Sean, 2600 km is nie 'n klein uitdaging nie. Wat maak die rit anders as voriges? Ja, dat so stel, niemand het dit al tevore gedoen nie. So die punt is om die verste noord na die verste suid van Suid-Afrika te ry. So hoe kan ek sê, dit moet uitstaan. En dis die enigste manier ook om, hoe kan ek sê, bewusmaking te maak vir die doel waarvoor ek het te doen of ry en dit ook. En die groot ding is, jy ry deur meestal van die verskillende provinsies, so elke een het sy eie uitdaging van terrein, weer, wind, al daai tipe goed ook nog by. So ek wil amper sê, actions speak louder than words. So, en ek glo dis een manier wat mense kan sien, nie net vir Paws Haven, maar ook vir, hoe kan ek sê, vir enige hulle plaaslike dierebeskermingsorganisasie of dit te kan ondersteun. Sean, ek stem heel hartig saam met jou. Alles vir ons dierekinders. Nou, maar jy ry hierdie keer sonder 'n ondersteuningsvoertuig. Hoe lyk jou beplanning vir iets so intens? Ja, so is eintlik maande se beplanning ook. So 'n mens moet nou dink, okay, as 'n mens, kom ons sê, 'n mechanical probleem het langs die pad. So al daai benodighede moet jy saamdra. Natuurlik, mense is onseker, okay, waar gaan jou, kom ons sê, voeding vandaan kom, soos kos deur die dag, daai tipe goed. So mense moet altyd kyk na daai tipe goed. Okay, ek gaan in geval ekstra kos saamvat, energy bars, jou energiedrankies, al daai tipe goedjies ook. En natuurlik die fiets opstel, wil ek ook amper sê. Het is nie 'n gewone, kom ons sê, bergfiets wat jy net op klim nie. Daar is 'n bietjie modifications wat gedoen is en dit ook om dit gemakliker vir my te maak op die pad en dit ook. Nou, jy het 'n baie persoonlike storie met Paws Haven. Ek wil graag hê jy moet hierdie storie met ons deel. Okay, so ja, dit sal my hondjie wat baie naby aan my hart is, haar naam is Gemma. En ja, toe ek al is paar maande wat ek al gehad het, toe kry sy katgriep en dit. En meeste van die mense het ook sê nee, is verby, dus sy gaan dit nie maak nie. Maar Paws het ingetree, hulle het 'n bloedoortapping gedoen en dit sê, luister, dit kan werk, maar hulle kan nie garantie nie, maar jy kon sien die hart, hulle het alles in hulle vermoë gedoen om te help. En op die einde van die dag, sy is deurgedruk, sy is nou 7 jaar oud, en ek wil sy lê eintlik hier langs my eintlik, so ja, sy oralste, as ek werk toe gaan, sy volg my, ja, so vir daai doel
nee, ek bedoel, en jy kan sien die werk wat hulle doen ook. Jy kan sien die passie agter hulle aan. Hulle het 'n hart vir diere. Is nie net mense hulle is net daar om daar te wees nie. Hulle doen dit vir die liefde daarvan. Ons wens ons kon nou vir Gemma gesien het, maar ons wil haar nou nie lastig val nie. Ek wil terugkom by die rit. Ek bedoel, jy moet elke dag omtrent 200 plus kilometer ry. So, my vraag is, hoe druk 'n mens deur op daardie dae wat jou lyf net nie saam wil werk nie? Ja, dis die groot ding is, ek het ook Saterdagoggend toe ek wakker word en weet, toe besef ek hoe naby is die tyd ook. En toe dink dat ek myself nou weer ingelaat voor. Maar ek moet sê, dis een van die doele agter my rit, of die belangrikheid om 'n doel agter jou rit te hê. Die dae wat dit moeilik is, dan besef ek en dink, hoekom ek dit doen? Ek doen dit nie vir myself nie, daar's ander mense, ander diere wat ook betrokke is en dis die groot rede hoekom ek dit eintlik doen en dit ook. So ja, ek wil amper sê, en dan natuurlik, ek weet waar my krag vandaan kom ook. So, ja. Goed, nou, buite net hierdie fondse wat ingesamel word, nê, wil ek ook hê jy moet vir ons sê, wat hoop jy sal Hope on Two Wheels bereik? So ja, soos genoem in die begin, bewusmaking, ook op die einde van die dag, na my hele toer klaar is en dit, ek sal graag hê, die bewusmaking moenie net daar eindig nie, dit moet aangaan. Dis amper soos as ek dit so kan stel, hierdie rit is half 'n awakening weer. Dat mense weer kan besef, luister, as hulle honde of hulle diere weg is, wie is die eerste ouens wie hulle altyd bel? So altyd of SPCA of PAWS en dit. So, ek wil amper sê, ja, mense moet hulle ondersteun elke maand. Nie net deur, kom ons sê, my rit op die einde van die dag nie. So ja, dit is my groot doel. Goed, so hoe kan mense prakties betrokke raak? So, daar's verskillende maniere, op, kom ons sê, my besigheids, of kom ons sê, die Latour Cycles, kom ons sê, Facebook page, ons het ook Paws Haven, so Facebook page, so ja, daar is, wil ek amper sê, daar is besonderhede wat, en natuurlik met daar is 'n link wat hulle kan klik wat na WhatsApp groep toe gaan, waar hulle my kan volg, so ek ry ook met 'n live tracker ook. So mense kan sien waar ry ek, hoe vorder ek, daai tipe goedjies ook, en dan elke dag gaan ek ook, wil ek sê, video's en foto's aanstuur en dit ook, van hoe die rit gaan en dit ook. So, ek wil ook hê die mense moet betrokke voel, of deel voel van my hele rit en dit ook. Sean, ek neem aan, ek moet vir jou sê, hou wiele hou. Ons wens jou baie sterkte toe en dankie vir dit wat jy doen. Ek dink jy inspireer ons om ook 'n verskil te maak, veral wanneer dit kom by diere. So baie sterkte, hopelik gesels ons weer in die toekoms. Nou ja, van fietsry tot skaatsplankry, bly ingeskakel want Arnold gesels net hierna met een van die top jong skaatsplankryers. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen?
Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Hierdie is Goeiemôre, Good Morning, and hierdie is Arnold Geertz. Hartlike goeiemôre aan jou. Joining us today is Marcy Rodrigues, one of South Africa's top young skateboarders who is already making serious waves on the scene. At just 18, he took first place at the Streetlines Skate Tournament, one of the country's biggest events, and even placed ahead of Olympian Brendan Vayayo at ULTX. Marcy, a hearty good morning to you, and thank you for joining us from Cape Town. Great to have you along with us. I think the first question is, let's go right back to the beginning. And what is your first memory? What can you remember first about skateboarding? When did it sort of happen in your head for you? What can you remember? Cool. Good morning. Thanks for having me. So the first memory I had was my dad used to skate and there would always be a skateboard around. So when I was a baby, I would sit on the skateboard and just roll down our driveway. And I just loved the feeling of being on the skateboard. There is something very liberating about what you do as a sport. Tell us how it feels when you do what you do. It feels crazy, like you are standing on a piece of wood with wheels, after all. But yeah, I can't even like really describe it. It's just so fun. If I ask you what was your dad's influence, obviously your dad having skated, that got you going, but what has his influence been since? So his influence on me was he would skate with a lot of style and he would do his tricks very properly. So that kind of just rubbed off on me and I kind of feel I do the same. When you say with a lot of style, give us an idea of what that means for you. So you just look very natural on the board and it looks like it comes to you easy. If you say that, obviously there's other work that needs to be done. Is there gym work? Is there a fitness level that you have to maintain? What else goes together with being as good as what you are at your age? Yes, there is. You have to stay fit. You have to train. If you don't, you're just going to be sore every morning when you get out of bed. All right. And if that is the case, let's talk for a second or two about when you made the step up from the juniors. I mean, you still are a junior at 18, but obviously you had a victory over some really serious competition with the big guys. How did you make that step up? And not just physically, but also in your head? So I thought it was kind of good just to like I might as well just go into the higher rankings, right? And I knew everybody in there, like it's basically all my friends because the South Africa scene isn't that big. So it wasn't that difficult, like mentally, to step up. Yeah. You weren't intimidated at all? Not really, actually, because I skate with them quite often. Marcy, I'd like to hear from you. How does, for those viewers of ours that don't know here on Goeiemôre, Good Morning, how does the scoring work in skateboarding? So usually you get scored out of 100.
So let's say there's like a competition and you would get 2 runs of 45 seconds. And then after that, you'll get 3 best tricks. And then 1 score of the run counts, which is like you skating around the park, trying to put as many tricks together in that 45 seconds. And then the best trick is you just have 3 attempts to try land your like best trick basically. And then so 1 run count and 2 best tricks. What is your favorite trick to perform, or give us your favorite 2 perhaps? My favorite trick is called a kickflip. It's like when you get the board in the air and then it like spins around. Now, some of our viewers may not actually know, but the skateboarding sport was first selected as one of the discretionary sports at the Summer Olympic Games in 2020 and 2024, and they are talking about making it a mandatory sport in the 2028 Olympic Games. Is that where your head is going? Is that the plan? Hopefully, yes. There's a bunch of qualifiers until 28. And I am currently in the lead, so hopefully I can just stay there. I see you wearing the cap. Monster just recently announced that they'll sponsor you. How does that change things for Marcy? It changes stuff quite a lot. Knowing there's a solid company backing you, and that will help you get to those events, it's pretty insane. Obviously, there's then some pressure on you to perform, but there's also pressure to do schoolwork right. How do you balance all of that? Schoolwork, it's pretty easy. I do online school. So wherever I am in the world, I can just log in on my laptop, and it's pretty good. When it comes to your training, I'd like you to tell our viewers where you train and why. And then obviously, do you train with a whole bunch of other guys, or do you do your own thing? Is it one of those sports that you can only do by yourself? Not really. It's quite a social sport. I usually train at the Shred Skate Park, which is an indoor skate park in Barton Island, or Battery Skate Park at the waterfront. With the Streetlines podium that you got, obviously that opened up a whole lot of other doors and thought processes in your head, obviously. What did that mean for you? That meant a lot for me because I grew up in Pretoria and we would watch that contest. Like it was our local skate park, and it was just a crazy feeling to win at that contest. Lastly, before I let you go, we're almost out of time. I do have to ask you, your planning going towards 2028, are you right on track right now for that? Yes, I am on track. And what does that mean? Just means practicing, your mind is in the right place. Yeah, pretty much it. Just practicing every day. Excellent. Marcy, we're very proud of you. Keep it up. Look forward to you having the South African colours on your back in 2028 when you represent us at the Olympic Games. Thank you very much for your time. Wel, dis Wêreld Down Syndroom Dag en natuurlik 'n hele paar ander dinge wat ook hier gaan gebeur. As jy 'n klein hondjie by die huis het, bly ingeskakel want net hierna kuier ons by die veearts presies daaroor. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur.
Deel visvangstories en selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek na Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Dis weer tyd vir ons weeklikse kuiertjie hier by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk. En vandag gesels ons oor wanneer hondjies vergiftig word. En ek staan nou hier by Dr. Reinhardt. Dr. Reinhardt, baie dankie vir jou tyd vandag. Hey, dankie Elsa, en altyd lekker om julle hier so te hê. Goed, vertel ons net so 'n bietjie meer van jouself en wat presies jou rol hier behels. Ek het hierdie jaar Februarie hier so by Olympus 24 uur dierehospitaal begin werk. Voordat het ek vir 9 jaar my eie praktyk daarso in Carletonville gehad. My groot droom is maar om in chirurgie te spesialiseer en dit is so 'n geleentheid vir my oopgegaan om onder ons spesialis chirurg Dr. Hermine te werk. So hooplik kan hy droom waar word hierso. Nou vergiftiging is 'n onderwerp wat die kykers nogal angstig kan maak. So wat is sommige van die mees algemene tipe vergiftigings? Die meeste van die algemeenste vergiftigings wat ons hierso sien is, ons kry baie keer dat die honde van die eienaar se medikasie in die hande kry, of dat hulle, deesdae sien ons honde wat met dagga vergiftig is. Dit is so weke wat terug hond gekry wat alkoholvergiftiging gekry het, wat 'n bottel alkohol in die hande gekry het. Dan rottegif, die een wat bloeding veroorsaak. So baie keer dink die mense as jou hond na 'n dag reg is na die rottegif geëet het, alles is okay, maar dit is nie so nie, want die hond begin gewoonlik eers tekens wys 3 tot 5 dae na die tyd. Die mees algemeenste vergiftiging in my opinie wat ons in Suid-Afrika sien is two-step vergiftiging. Die aktiewe bestanddeel van two-step is aldicarb. Dis regtig die ligte boeremusiek nie, hierdie vergiftiging is baie erg. Die honde wat met two-step vergiftiging is, gaan regtig deur 'n baie wrede dood. Dit is regtig baie erg om te sien. En selfs die honde wat die vergiftiging oorleef, gaan deur hel om dit te kan oorleef. So hoe word so iets gediagnoseer en behandel? Okay, so wat two-step doen is dit inhibeer asetielcholinesterase. Asetielcholinesterase is verantwoordelik om asetielcholien by die reseptorsinapse te verwyder. So hierdie dier het 'n oormaat asetielcholinstimulasie. Dis 'n vinnige aanvang van die hond gooi op, diarree, die hond kwyl, hulle begin in asemnood gaan. Party honde begin konvulsies kry en dan kry hulle ook spiertremors. So as mens na hulle vel kyk en lyk dit amper soos mure wat so onder die vel beweeg, so daai spiertremors gebeur. So as jy hier inkom, gee ons atropine so gou as moontlik.
dat daar gevalle gehad met mense omtrent 'n hond wat begin met konvulsies amper binne 30 minute weer amper kan normaal laat lyk. Baie belangrik is ons gee ook iets soos apomorfine om jou hond te laat opgooi sodat daai gif wat nog in die maag is nie verder geabsorbeer kan word nie. Ons hou dan ook die troeteldier hierso op drip en baie mense voel as die hondjie dan dieselfde dag reg is dat mense hom wil huis toe vat, maar die ding is daar's komplikasies ook van die gif. So omtrent 12 ure daarna het ek al gesien dan begin die hond crash. Dan behandel mense beteken tot 4 tot 5 dae nog daarna. En dan komplikasies wat ook kan gebeur nadat hulle vergiftig is goed soos pankreatitis. So dis belangrik as die dier behandel word dat mense nie net atropine gee en die troeteldier uit te vat. Dit is belangrik dat hy gemonitor word vir 'n paar dae in die hospitaal. So wat kan ons kykers by die huis doen wanneer hulle vermoed dat hulle hond moontlik vergiftig is? Dit is baie belangrik ons moet kyk hoekom hierdie diere vergiftig is. Hulle word vergiftig want iemand wil inbreek. So eerstens kyk jy dat jou familie veilig is. As dit dan veilig is dit belangrik om die ander troeteldiere wat in die huis is toe te maak, want wat hierdie misdadiger doen is hulle sal dit in kos meng en dan gooi hulle dit deur die hele erf. So help jy vat jou hond vers toe as jy by die huis kom as die ander 4 ook vergiftig is. So maak jy jou ander honde in die huis toe. Dan ook belangrik, die erf moet skoon gemaak word, mooi gefyn kan word, kyk of daar kos rond lê wat nie daar moet wees nie. Toestep is so klein swart korreltjies, dit lyk om so sesame seeds. So mens moet kyk vir dit. En dan ook daar waar die honde opgegooi het, is dit belangrik om daai opgooi skoon te maak. Dit is belangrik om self daai opgooi en die bakke en alles te was. So wat kan ons kykers doen om dit te voorkom en is daar miskien medisyne wat hulle byderhand kan hou in die geval van nood? As mens iets soos activated charcoal by die huis het, kan mens dit so lank gee om van die gifstowwe te absorbeer. Soos ek sê, as mens by die huis die hond kan al indiseer om te braak. Ek weet daar is ook boodskappe wat die rondes doen van ja, gee die hond net 'n eier en dan sê hy fyn, absoluut nonsens, jou hond moet by 'n veearts uitkom en behandel word. So gestel nou maar die hond was by die veearts gewees, is 'n opvolgbesoek belangrik? Ons sou dit sterk voorstel. Al 'n paar weke nadat hulle nou 'n mooi herstel het, dat ons bloede vat en kyk of die organe nie dalk seer gekry het nie. Daar's dieete wat mens kan doen om daardie organe te ondersteun. So, miskien net op 'n ligter noot en in jou professionele opinie, wat was dan die gevaarlikste dier op Noag se ark? Ja, party mense sal sê die leeu's was die gevaarlikste, die bere, maar in my persoonlike opinie, ek dink die houtkapper was die gevaarlikste op Noag se ark. Nou maar Dr. Reinhardt, baie dankie vir die kundigheid, maar ook die vermaak, die gratis vermaak, ons waardeer. Sê baie dankie Elsa, baie dankie vir dat jy hier was. Nou maar daar het jy dit. Dis 'n baie ernstige onderwerp wat ons nou op 'n baie ligte noot afgesluit het, maar indien jy vermoed dat jou hond vergiftig is, maak seker jy bring hom of haar so gou as moontlik hierheen. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Saterdag die 21ste Maart vier ons Wêreld Down-sindroom dag, 'n dag wat wêreldwyd fokus op bewustheid, aanvaarding en inklusiwiteit. Vandag gesels ons met Amanda Fourie, hoof van Club 21 Learning Centre, 'n skool wat spesifiek fokus op 'n omvattende benadering waar kinders met Down-sindroom die kans kry om werklik te floreer en hulle volle potensiaal te bereik. Saam met Amanda kuier studente Samantha Ellis en Shalise Henry. Welkom by Goeiemôre, Good Morning, julle. Goeiemôre, Ros. Amanda, ek wil begin by jou. Vertel vir ons bietjie van die Club 21 Learning Centre en wat dit so anders maak. Dankie vir die geleentheid. Club 21 is 'n skool net vir mense met Down-sindroom. So ons begin by baie jonk. Ons het ons eerste ouetjie, ons jongste ouetjie is 8 maande oud gewees en dan ons oudste student op die oomblik is 41. So ons het 'n spektrum van waar ons die heel basiese met hulle begin van die begin van hulle, want hulle baie keer word hulle gebore met 'n moeilike pad wat hulle gesondheidsgewys loop, lae spiertonus wat moet ontwikkel. So ons program is so gefokus om van baie kleins af daai kind te ontwikkel en aan te spreek sodat mens daai gedrag en daai moeilikhede vir hulle kan aanspreek. So dis 'n spektrum van onderwys van voorskool tot laerskool as jy dit wil noem en dan natuurlik die college wat ons kinders leer hoe om vaardighede te ontwikkel. Ja. Samantha, jy is nou 'n student by Club 21. Ja. Wat maak dit vir jou so lekker om by die skool te wees? Dus oor die toekoms is dit vir my soos 'n familie in my huis. Ja. En almal se maats in die skool en ek is reg baie in die skool. Ja. En my ma het daarvoor betaal, ek is reg baie daarvoor. Jy swem ook baie goed. Ja. Vertel vir ons, jy gaan volgende naweek? Ek sou toe by Nelspruit. Ja.
So ja, ek gaan al die drugs maandag doen ek 25 en dinsdag en woensdag en donderdag. So maak 50 meter. So ja. Ons hou vir jou sterk duim vas. Shelise, vertel vir ons hoekom geniet jy dit so by Klub 21? Klub 21 is skool wat lief is vir my. Ja. Wat lekker is. Wat spesiale skool is. Ek hou daarvan om slim te word. Ek is 'n sportvrou. Ek doen atletiek. Volgende jaar in Junie mag ek Bulgarië toe. En ek is baie happy daarvan, is lekker vir my. En ek geniet baie. En Klub 21 is ons nie alleen nie. Ja. Ons is 'n familie. Ons sterk baie staan. En ons hou van die skool, is vir my lekker en is vir my baie lekker om daar te wees. Ja. Daar's ietsie van alles en jy kan alles doen. Ek hoor van albei van hulle, dit is soos wat ek in die inleiding gesê het, dit is regtig 'n omvattende ervaring om by hierdie skool te wees. Ek wil nou 'n bietjie stil staan by Wêreld Down Syndroom Dag. Dit is die 21ste Maart. Hoekom is so 'n dag belangrik? Die tema hierdie jaar is saam teen eensaamheid. En dit is presies waarom ons vandag graag wil gesels en net sê dat Klub 21 skep 'n tuiste vir kinders waar ons saam is, waar ons behoort. Mens kan baie maklik in 'n groep wees of deel wees van baie mense rondom jou, maar nog steeds eensaam wees. Ja. Maar as jy verstaan word en jy word emosioneel ondersteun en begryp en aangemoedig, dan is dit inklusief. Dan is jy deel van 'n prentjie wat vir jou omgee. En Klub 21 skep presies dit. So ons het regtig 'n plan met die kinders. Ons het fantastiese toegewyde onderwysers wat geweldig moeite doen om meer en meer te leer om hulle ontwikkeling stap vir stap te doen. Hulle bereik hulle uitkomste 'n bietjie stadiger. Ja. Dit neem 'n bietjie langer, maar hulle kom weldra daar uit. Ja, en ek dink dit sluit so mooi aan by wat Samantha en Shelise gesê het oor die feit dat dit voel soos 'n familie. Jy's daar om te leer en jy's daar om te werk en slim te word, maar dit is 'n familieomgewing en daai inklusiwiteit is so belangrik. Ja, verseker, want dit gaan oor die toerus vir die werklike lewe. Ja. Ons kan praat oor inklusie en mense kan sê, ja, kom ons sit hulle in plekke waar hulle dadelik deel is van die groter prentjie, maar jy het eers 'n stukkie toerusting nodig. Jy het eers veiligheid nodig. Jy weet, eensaam is 'n emosionele ding. Dit is nie 'n fisiese ding nie. En as ons daai emosionele behoort, ek word verstaan, ek word ondersteun, kan skep. Ons het vakke so sosiale en emosionele leer, alledaagse aktiwiteite wat ons vir hulle gee. Dan die wonderlike blootstelling aan die sport, die vaardighede wat ons doen saam met maatskappye waar ons hulle in die hier's my Engelse woord, hospitality rigting help ontwikkel. Jy weet, daar's soveel geleenthede. Ek spog altyd met ons robotics span wat uit 51 skole gaan deelneem en ons het 38ste geëindig uit ander hoofstroomskole. Jy weet, so ons is net so trots op wat ons kinders bereik en waartoe hulle in staat is. En daarvoor het mense 'n span nodig. Iemand kan dit nie alleen doen nie. In Klub 21 is 'n span. Ons het 7 skole in die land en ons het 'n wye reikwyte en dit is baie lekker om te sê ons vat hande met mense met Down syndroom. Ons is lief vir hulle, ons glo in hulle. Daar's 'n toekoms vir hulle. Dit is 'n pragtige verhaal. Shelise, jy het 'n spesiale boodskap vir mamma. Wil jy vir mamma net ietsie sê? Ek wil vir my mamma sê, baie geluk met haar verjaarsdag vandag. Ek wil vir haar sê hoe lief is ek vir haar. Sy is 'n spesiale mens. Sy mag kyk soos 'n dogtertjie wat baie spesiaal is van die Here af. Ek is baie lief vir my mamma. Julle is ongelooflik. Baie dankie Amanda, Shelise en Samantha dat julle by ons aangesluit het. 21 Maart Wêreld Down Syndroom Dag word betrokke. Bly net waar jy Live in the moment, not in the worry. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom.
Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance Car het 'n oplossing vir jou. Refinance Car, motorfinansiering met voordele. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Ja, kyk, goeiemôre, good morning. Dit is toekenningsseisoen en by ons is Lorraine Olivier en Michelle Howell van Style en Makeup Effect. Hulle is hier om te gesels oor die mooiste tendense op die rooi tapuit en hoe jy die style maklik in jou eie klerekas kan bring. Goeiemôre, good morning. Is altyd so lekker om julle twee hier te hê. Hierdie is die twee mense wat vir ons so mooi laat lyk elke oggend. Dit is fantasties om altyd met julle te gesels. Toekenningsseisoen, Lorraine, ons het sopas die SAFTAs gehad die afgelope naweek en die Oscars natuurlik Sondag aand. Wat is die gremering wat vir jou die meeste uitstaan as jy kyk na die red carpet looks? Ek dink die een wat die meeste uitgestaan het was die soft glam. Ja. So 'n soft glam is nie daai harsh make-up nie, dit is hulle gebruik 'n make-up artist gebruik basies jou eie kenmerke en enhance dit net. So ons enhance net features. So is 'n baie sagte look en 'n nude lippie. En dan wat ook nogal van uitgestaan het was die nou make-up look. Ja. So daar was nogal 'n hele klompie wat soos barely there make-up aangehad het. Ja. En met daar dan ook daar was bietjie verskeidenheid want party van hulle het 'n bietjie van 'n bold lip saam met dit gedoen. En dan ook soos amper niks nie. So dan met daai look gebruik meeste mense net 'n BB cream of hulle maak letterlik net die merkies op hulle gesig toe. Maar wat ook belangrik is van die nou make-up look is eyebrows moet altyd ingevul wees. So is dit natuurlik. Make-up look, it's not no moeite. Ja. It's no make-up. Jy moet nog iets doen om te You're lyk. still wearing makeup, Ja. even though it looks like Yes. you have barely any makeup. Yes. Ja, so now we're chatting soft glam, maar natuurlik op die rooi tapuit veral daar oor see en wat ek nou oor die naweek by die SAFTAs ook gesien het, is full glam is also still a big trend. Dit is steeds 'n tendens wat mense volg vir. Soos as my rok nou over the top is, gaan my gremering nou ook over the top wees. It's got a full glam is still a thing, right? Ja, so daar was 'n hele paar smoky eyes, Ja. maar ek sal sê die swart smoky eye it's a
bietjie weggeskuif en meer geskuif na die brown smoky eye toe. So mense het nog steeds 'n lekker donker oog gedoen, maar nie daai tipiese swart smoky eye wat ons gewoond is nie. Hulle het bietjie meer geskuif na die bruin, goue smoky tipe eye. Ja. Gepraat van full glam, Michelle, I want to chat to you about dresses. What are some of the dress styles that you've seen and the trends that are coming through quite a lot now with award season? So I must be honest, I was in my element looking at all the dresses from the past few awards events, the Oscars, the SAFTAs, the Actors Awards. The thing that I saw that really stood out is your very simple classic silhouettes, but with a dramatic element. Yeah. And I think we're going to touch on that a little bit later when we chat about the dress you wore to the SAFTAs, Roz. But something that also stood out was black and white color blocking. That was very in. I saw quite a lot of that. Another thing that stood out was ruffles, but the very romantic, soft kind of a ruffle. That was also very in. Feathers. Saw so many dresses with feather detailing. If it was just a little cuff, some of them had a little bit more feather detail. We saw full feather dresses. Demi Moore's dress was absolutely gorgeous. Then, of course, we had the floral details. I love to mention Anne Hathaway's dress that she wore at the Oscars. And then something else that really stood out was just plain, clean, classic silhouettes. Those that are timeless and never go out of style. Yeah, I was horrified because I saw Demi Moore was on a worst dressed list. I think it was the Daily Mail. I was like, have you got eyes in your head? Yeah. Do you? It was just so beautiful, and the way that the black and the green was kind of ombre into each other. I loved it. So And the proportions of the dress were so beautiful because it gave her a beautiful figure and it wasn't overwhelming, even though it was a super extra dress. Yeah. So speaking of a super extra dress, what makes a dress stand out on a red carpet? Van almal is daar om hulle mooiste te lyk, maar wat maak 'n rooi tapuitrok heeltemal onvergeetlik waar ons nog vir jare daaroor gaan gesels? So what I think makes a red carpet dress unforgettable is not necessarily the most bold and dramatic look. Yes, sometimes it can be unforgettable, but it could be for the wrong reason. I think what makes a red carpet look unforgettable and absolutely iconic is the fit of the dress. If it looks absolutely stunning on your figure, and then how you style it. But the most important thing is how you wear it. Because if you're wearing that dress with confidence, then that's what makes it unforgettable. Ja, en ek dink as mens kyk na Anne Hathaway byvoorbeeld, haar hare, haar make-up, haar juwele, haar rok, haar gloves, alles het net by mekaar, die hele prentjie het net by mekaar gekom. Sy het dit so mooi deurdink en hierdie hele look was net soos Princess Diary vibes. Ja, en dis waar ons like that's one of her most iconic role, that and The Devil Wears Prada. Yes. Second one's coming out soon. I'm sure we're going to chat about that. I cannot wait. I can't wait. Ek wil vir jou vra. Jy het nou gepraat oor hoe alles mooi by mekaar kom en wat mens kan doen om jou look net like to make it like a fully rounded look. Maar dit is iets wat ons kykers by die huis en die gewone vrou ook kan doen. So hoe kan bruide, byvoorbeeld, julle werk baie met bruide, hierdie tipe style en tendense toepas by hulle eie groot dag waar hulle eintlik ook voel asof hulle vir daai dag 'n celebrity op die rooi tapuit is? Ek dink persoonlik voel ek die heel belangrikste met so look is jy moet daar dink en jy moet dit beplan. Ja. Ek meen 'n bruid het maande wat sy het om te beplan om haar vel, haar lyf en alles reg te kry vir haar rok en haar make-up en haar hare. So baie bruide laat groei vir 'n groot dag, baie bruide hier extensions of hulle koop extensions, maar ek dink ook velsorg is baie belangrik om daai flawless, soos ons sien met die soft glam, dit is 'n flawless look. Even al gaan jy full glam, het jy nog steeds daai flawless gesig, daai vel nodig. So wat ons vir ons bruide doen is, as hulle by ons boek, dan gee ons al klaar vir hulle 'n prep guide. So hulle het 'n jaar om voor te berei met hulle vel. As jou vel nie reg is nie, gaan sien 'n dermatoloog. Gaan vir chemical peels, gaan vir facials. Hulle sit so baie effort in die dag om ander gaste te entertain.
ek voel spandeer daai tyd en daai effort op jouself ook. Ja, ek dink dit is baie belangrik. Watter tendense sien mens ook nou met die hare? Jy het nou gepraat van die extensions en dalk maybe a bride will want to go with a short, maybe a pixie cut, which you don't see often, but I think sometimes it can look stunning. Maar wat is die hare tendense wat die bruide nou volg, wat mens ook sien op die rooi tapijt? Op die rooi tapijt spesifiek het ek nou nog 'n paar gesien. Daar was bobs wat hulle met elegansie gedra het. En dan was daar ook die soft Hollywood glam. Ek wil nie sê wave nie, want baie van hulle was nie noodwendig 'n wave nie, dit was net soos 'n glam look. So daai is 'n baie gesofistikeerde look wat ek love, want dit lyk net soos Anne Hathaway. Ek meen sy het daai soft Hollywood look gehad, maar weer eens die hele prentjie het bymekaar gekom. Ja. En dan was daar ook so Demi Moore en Nicole Kidman wat ons sê met 'n effortless look, want dit lyk effortless. Ons weet daar gaan effort in, maar dit lyk net asof hulle nie moeite gedoen het nie. En dan was daar ook 'n paar van die sleek back bands. Alles is net sleek agtertoe met 'n stywe band en die meeste van daai het ook by hulle wardrobe gepas. Presies. Ek dink nou net aan Emma Stone se kort, choppy bob. It's just so chic and it just looked stunning with the dress she was wearing. Yes, and what I loved about it is no matter what look they did, it was polished. Yes. Ja, alles was mooi gepolished. Yeah. Do you know who else was polished? Let me tell you. At the SAFTAs over the weekend, I was pretty polished. Michelle Howell Couture het my rok gemaak. Kan ons oor die rok praat, asseblief? Ek wil net oor die rok praat. Ek wil eintlik vandag in daai rok nog wees. Yes, that dress is just iconic, right? Kan ek net sê jy het uitgestaan op die red carpet? Dankie, ek het ook so gevoel. Ek is bietjie biased, maar ek dink jy het gelyk. No, Style and Makeup Effect had me covered, Michelle Howell Couture. Iemand het 'n foto van my post gevat en gesê, what in the global superstar? And that's how I felt. Yes. So give us a little bit of a background of how you conceptualize the dress and the bow. Okay, so Roz, as you know, we had a little bit of discussion when it came to the dress, and you came to me with a dress that I had previously made for Mia, and it's this beautiful fitted red gown, and you said, I love this look. So I decided I wanted to take that, but I wanted to make it Roz. Yeah. And the thing about you that I absolutely love is you are polished and clean and elegant, but you also have that little bit of a personality and that bold. Little bit. Yes. And, you know, and I wanted to really bring that forward in your design. Yeah. And that's why I decided we should do the cape, and I really wanted it to be drama. So yes, the bow, I think, just finished that look off so nicely. Yeah. It's such a couture statement. And then with the long train, I think you looked so gorgeous, and I'm very proud of that design. And the color and everything was just amazing. Thank you. I felt incredible. So bye, dankie julle. I felt amazing. And what I did notice is that there was a lot of red at the SAFTAs. There was a lot of red, and all the reds were different in their own kind of way and with the designs. Maar die swart van my cape en my bow, it just took it to another level. It was just incredible. Absolutely, and I think it ties in so well with that trend that we're currently seeing that I mentioned earlier, where you have your classic silhouette with the bold statement elements, and that cape was definitely it. I love award season and I love you guys. Style and Makeup Effect, Lorraine en Michelle, baie dankie. Ek sê dit asof julle gaste is, maar julle is eintlik deel van die familie. Ons gaan nog lekker gesels oor alles wat voorlê. Die winter fashion kom nog, and obviously like that in between herfst, autumn type season that we've also got to take a look at. So I'm very, very excited about that. Thank you for coming to join us again this morning. Thank you. Ja, Lorraine, Olivier en Michelle Howell van Style and Makeup Effect. If you need a stylist, a makeup artist, a designer, it's them. They are the people. Bly net waar jy is hierna. Gaan ons bietjie kyk wat op die planke is by die Centurion Theater. Dis goeiemôre. Good morning. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie.
Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Dubbelspel is 'n toneelstuk wat die ingewikkeldheid van verhoudings, mag en skuld uitbeeld. Ek gesels nou met Ignatius van Heerden en Arina de Wit wat die 2 hoofrolle in die stuk vertolk. Baie welkom aan albei van julle. Dis so voorreg om julle hier te kan hê. Dankie. Goed, so vanaand by die Centurion Theater. Die vraag is daar nog kaartjies beskikbaar? Daar's nog net 'n paar so mense moet spring. Goed, ek dink dit is 'n baie goeie manier om daarna te verwys, so maak seker jy kry jou kaartjie. Goed, so gee net vir ons so, ek wil amper al sê in 'n neutedop, sê net vir ons wat presies kan mense verwag? Dubbelspel is amper soos 'n tipe fatal attraction storie. Tussen 'n oud student en sy dosent. Goeders wat met hulle gebeur het terwyl hy by haar klas geloop het en dan kom hy nou terug 'n paar jaar later om haar 'n bietjie af te pers met inligting sodat hy geld uit haar uit kan kry. Maar sy's nie so maklike poppie soos wat hy dink of onthou sy was nie. Ja. En vir alles wat hy vir haar gee sy vir my ietsie terug. So dis die heeltyd so 'n tennisspel tussen die twee. Wie pers wie die meeste af en dan wie wen. Arina, het jy iets om by te voeg? Ek is so bly om te hoor dis wat hy dink. Ek het absoluut die oorhand oor hom. Hy dink, jy weet, omdat ek nou 'n cougar is in hierdie verhaal. 'n Cougar is 'n baie wyse vrou, as jy nie weet nie. Maar dit is so lekker om saam met hom te speel. Ons verstaan mekaar nou baie mooi. En daar's geen filters nie. Dis nie vir kinders nie. Dit is as jy dit kyk, sal jy voel soos 'n vlieg teen 'n muur. Om in hierdie suite in die Grand Hotel te wees en te sien wat doen ander mense daar. Jy het ons nou baie nuuskierig. Goed, dit is 'n tweespel. So vir diegene wat dalk nou nie weet wat dit is nie, kan jy ook net vinnig vir ons verduidelik? Weet jy wat, ons is hard met mekaar, maar ons is ook sag. Ons
het 'n verlede. Dit is daai storie van jy dink jou verlede het jou verlaat, klop hulle aan die deur. Dit is 'n verrassing vir enige iemand om weer gekonfronteer te word met ou liefdes en dinge. Ja. So dit is baie subtiel, maar dit is ook, ek dink, is absoluut 'n thriller. Want mense hou nie daarvan om gekonfronteer te word nie. Nooit nie, ja. Maar hulle moet die beste daarvan maak. Met so jong Hank, moet hierdie vrou nou vinnig besluit of sy hom nog wil hê of nie. Goed, so dit speel af in 'n butiekhotel. Ja. Hoe dra so iets of hoe dra die butiekhotel spesifiek by tot die emosie van hierdie stuk? Ek dink wat bydra vir dit is omdat dit 'n confined spasie is waar hy haar in vastrek. Ja. En ook die goed wat daarmee manipuleer en probeer afpers. Alles wat hy teen haar gebruik, die spasie wat hy haar in vind, is bewyse van die feit dat sy gedoen het wat sy gedoen het en hy voel hy is dan geregtig tot 'n finansiële tipe van betaling. En in die hotelspasie self, dit is moeilik vir iemand om sommer net by hotel op te daag en daar in te kom, so dit wys op sy karakter, hy het iets reg gekry wat niemand anders kon nie, want hy het net skielik in haar kamer deurgeklop en sy weet nie hoe nie, ek gaan nie sê hoe nie, mense moet maar kom kyk hoe hy Ja, ons wil nou nie die aap uit die mou uitlaat nie, nee. Ja. Maar ek dink ook die spasie en omdat dit 'n vertrek is en hulle albei, dis haar hotelkamer, maar dis nie een van hulle se persoonlike spasies nie, so daar's klaar 'n bietjie van 'n gemak in die ongemak. Goed, nou ek wil ook graag uitkom by die temas. Dis temas soos mag, skuld en manipulasie. Is dit moeilik om so 'n stuk dan aan te pak of om dit deel van hierdie stuk te maak? Ek sou sê, as iemand jou wil afpers, moet dit iets noemenswaardig wees. Soos sy's baie bewus daarvan dat seks nou nie meer, dis 'n sportsoort geword. So niemand gaan nou meer oor seks vir jou afpers nie, maar dit is, hy dreig haar dat die sosiale media is nou so sterk daarop gefokus, so enigiets kan uitkom deesdae. So daar is, daai afdreiging het nog nooit verander nie. Ek dink die maniere hoe jy iemand aan die kaak bring het net verander en dis miskien makliker deesdae om 'n saadjie te plant. Want hierdie vrou is baie belangrik. Sy het al die mag in die wêreld op die oomblik. Sy is bewus daarvan dat daar baie mansprofessore is wat baie bitterbek is oor haar rektorskap. So sy het 'n bietjie vrees in haar dat as dit sou uitkom, dat haar posisie dalk in gedrang kan kom. Ja, ons het so 'n bietjie meer as 'n minuut oor. Maar ek dink nog iets wat interessant is dat hierdie toneelstuk die gehoor self laat besluit wie reg of verkeerd is. Ja. Ek dink wat dit omrede hulle albei mekaar afpers met verskillende goed. Ja. Dink ek nie daar's regtig een wat goed is en een wat sleg is nie, volgens my. Nee, hulle hou van nie van een van ons. Nee, ek dink dit gaan afhang van hoe jy na die lewe kyk. Party mense gaan dink hoe Blaze by die karakters wat ek speel het die mag en party mense gaan dink Mara die vir die karakter het sy die mag. En ek dink dit is maar so as jy kyk na selfs politiek. Almal dink een is reg, een is verkeerd. Niemand stem ooit regtig saam nie. So waarom sou julle mense uitnooi om te kom kyk? Vir my is dit belangrik dat mense teater ondersteun. Ek dink om bietjie weg te breek van jou skerm af en om bietjie weg te breek van mense om jou af, gaan sit in 'n teater, jy's afgesluit vir 'n uur lank, dis net jy en die akteurs op die verhoog. En ook ek dink ek weet nie, teater is net vir my magic. So ek sal graag mense daar wil sien as gevolg van dit en ek dink die storie gaan mense regtig baie geniet. Nou die tyd het ons ingehaal, maar baie dankie dat julle hier kom kuier het en ek seker van ons 'n hele paar mense wat uitsien om julle te kom ondersteun. Intussen kan jy bly net waar jy is want ons luister net hierna na splinter nuwe musiek. At ProCare, we bring compassionate care right to your home.
With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Dis nou wel nog nie Vrydag nie, maar Pieter Marcato en Christian Bartman is hier om vir ons musiek te maak met hulle splinter nuwe liedjie. Hulle nooi Suid-Afrika om vir 'n oomblik asem te haal met hulle nuwe enkelsnit. Vanaand vergeet ons van môre. 1, 2, 3. Wat maak hierdie Vrydag? Net so 4:15. Ek's lus vir bietjie aflaai. Ek kry jou by jou huis. Vrou is by die skoonmaak. Wees ons my gekyk. Wat maak ons? Waar gaan ons? Vanaand gaan ons by. Gee my 1, gee my 2, gee my iets vir die siel. Ek wil alles vergeet wat my kop so verniel. Gee my 3, gee my 4, is ons oral hier. Vanaand vergeet ons van môre. Ja, vanaand vergeet ons van môre. Hey! Die baas kan maar probeer bel. Jou skuld kan bietjie wag. Vanaand is ons op duty. Ons gaan vir alles lag. As die son môre opkom, dan sort ons dit uit. Wat maak ons? Waar gaan ons? Vanaand gaan ons by. Gee my 1, gee my 2, gee my iets vir die siel. Ek wil alles vergeet wat my kop so verniel. Gee my 3, gee my 4, is ons oral hier. Vanaand vergeet ons van môre. Ja, vanaand vergeet ons van môre.
Gee my 1, gee my 2, gee my iets vir die siel. Ek wil alles vergeet. Wat my kop so verneem. Gee my 3, gee my 4, is ons oral hier. Vanaand vergeet ons van môre. Gee my 1, gee my 2, gee my iets vir die siel. Ek wil alles vergeet wat my kop so verniel. Gee my 3, gee my 4, is ons oral hier. Vanaand vergeet ons van môre. Ja, vanaand vergeet ons van môre. Hey! Lekker julle. Lekker. Vang 'n seat daar. Vang 'n seat. Kom ons chat bietjie. Hierdie liedjie het so 'n lekker Vrydag gevoel. Hoe het dit gebeur dat julle twee besluit het, okay, kom ons maak hierdie song saam? Ja, sien, ek en Baartman traal vir jare by mekaar uit. Jare. Ons ken mekaar al 18 jaar. Ons beloof mekaar elke jaar. Ons moet hierdie jare soms ons moet braai en dan moet ons sing. Ons moet braai in 18 jaar, wel, ons dan 5 jaar terug gebeur. Ja. Nee, so en toe aan die begin van die jaar, hoe lank terug was dit nou? Nou, was dit letterlik 'n maand terug. Ja, bietjie meer as 'n maand terug. En toe bel ek hom en toe praat ons oor iets anders en toe sê ek vanmôre onthou ons moet nog 'n song saam doen. Toe sê hy, hoorie, wat doen jy volgende week? En toe en volgende week was ons in die studio en skryf ons die liedjie en toe ons het geskryf, gerekord, gemix, gemaster, 2 weke dis ons klaar. Hy het meeste van die werk ingesit met die produksie. Hy het baie harde gewerk as wat ek gedoen het. Lekker koffie gemaak. Ja. Baie lekker koffie gemaak. En sy het deel gedoen op die song. Ja. Hoe was dit vir julle as vriende om saam te werk aan iets kreatief soos hierdie liedjie? Hierdie ding het ons het hier staan geskryf in minder as 'n uur. So dit was ons het die demo in 3 ure was die demo pretty much gedoen. Ja, ons het 3 ure het ons soos pre-production as jy die basiese liedjie klaar, die dromme en die basgitaar en alles basies klaar gedoen het. Ons het 3 ure dis die meerderheid van die werk klaar gedoen. Ons ken mekaar al so lank. Ja. Ons verstaan mekaar, ons weet waar die song gaan, jy weet, ons het 'n baie definitiewe visie van waar ons op pad is. Ons het so die ding so uitge. Die ding is mense ek het geen idee, ons het niks, ons het met blank pages na mekaar gekom. So op pad so het ek gedink, wat gaan ons vandag doen? Dis die eerste keer wat jy ook saam met 'n ander kunstenaar werk en hy dalk 'n ander skryfproses of die mense weet nooit of dit gaan klik en dit het so ek dink daai koffie wat so lekker was. Ons het net jessie, kom ons doen dit. En toe die hondjie op. Ja. En het julle gedink julle stemme gaan so mooi by mekaar werk want julle ken mekaar goed. Julle ken mekaar se werk en mekaar se style, maar you never know until you're in that studio and recording that if it's going to work. En die ding is ek weet Baartman het 'n baie goeie range in sy stem en ja, so ek het geweet ek's in goeie hande as ek saam met hom. My stem is enkelopend nog steeds. Algeval. Ja. Maar ja. So die ander ding wat jy moet onthou, ons as kunstenaars, ons sing so baie en ons ken honderde liedjies en ons sing saam met so ons kan dis die een ding almal sê altyd Christine sing so mooi saam met die ou. Nee, ek sing al so lank dat ek weet waar om in te val. Ja. Jy weet hoe om mekaar te ondersteun wanneer om op te gaan want ons doen dit al 20 jaar. Ons het so laas jaar saam oor en toe by 'n fees en toe kom jy opgekom saam met 'n song gedoen. En dit was ons het nog nooit saam op en dan kom jy net op en dit net gebeur en dit was 'n vibe. Dis maar die tyd, weet oefenbaar kuns. Amazing. Waar kan mense die liedjie gaan stroom en wanneer is dit beskikbaar? Hy is hierdie Vrydag, die 20ste. Dis korrek. Ja, dis hierdie Vrydag, dis môre die 20ste. Ja, môre. Oral beskryf vanaand vergeet ons van môre. En net 'n vinnige opsomming, die liedjie gaan oor, jy weet as jy moeg is vir alles. Soos almal klaar, jy en jou vrou sit vas, die kinders die baas is op jou case, jy het skuld, jou kredietkaart is in die rooi, jy kan nie meer nie. Dan bel jy jou beste pal en sê, "Yes man, ek het net 'n aand afnodig." En dis waar die song. Dis waar die gaan 'n hele lekker. Ja, vanaand vergeet ons 'n bietjie van alles. Kom ons kry net 'n bietjie en onthou weer die lewe is lekker. En dis waar die liedjie gaan. Ja, vanaand vergeet ons van môre. Baie dankie Pieter Markat en Christian Baartman. Môre is die liedjie uit. Môre is ons ook terug met ons hoogtepunte episode. So maak seker jy skakel in vir Goeiemôre, Good Morning. And don't forget to go and check out our social media and our YouTube channel if you've missed any of these interviews. We'll be back tomorrow. Op pad deur Suid-Afrika, Sleep Over Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe.
Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel.